So ek die ding wat vir my verskriklik lekker is om te dink dat toe ons verlore is en was dit die Here wat ons kom opsoek het in my verlorendheid. En toe ek was, het God in sy arms om my kom slaan en my skaam kom hanteer. En God kom en hy sê, ek het 'n plan met jou lewe, met wie jy is. Ek wil nie hê jy moet iemand wees wat soos daai bokser is wat net in die lug slaan, maar hy tref niks nie. Die Here sê, aan die einde van die dag wil ek hê jy moet gaan jou kop neerlê en jy moet sê, hierdie dag was sinvol gewees. Hierdie dag was betekenisvol gewees. As jy aan die einde van jou lewe kom, is dit die Here se begeerte dat jy op 'n plek sal kom waar jy sal sê, ek het geleef met sin en betekenis. En God kom natuurlik en hy maak ons uniek, juis om hierdie doel te bereik. God het oor jou lewe gedroom. God het jou lewe gedink. God het jou lewe beplan. Van begin af het God oor jou gedroom, gedink, beplan. En God het jou uniek aan mekaar gesit. Ek hou van die Engelse woord shape. Hoe hy ons aan mekaar gesit het, hy het ons 'n shape gegee, want elke lettertjie staan vir 'n spesifieke woord. Die S van shape is spiritual gifts. Ek wonder of jy weet dat God vir jou geestelike gawes gegee het. Geestelike gawes wat hy in jou lewe kom inbou en sê, ek wil jou gebruik. En as jy dit nog nooit ontdek het nie, of as jy onseker is oor wat dit is, wil ek jou aanmoedig om te gaan ontdek en te gaan soek daarna. Miskien kom maar 'n kursus wat ons oor dit praat, of 'n geleentheid hier by die kampus, waar daar oor geestelike gawes gepraat word. Ek wil vir jou vra, maak seker jy woon dit by. Dis wonderlik om te weet, dat die Here het in jou lewe geestelike gawes as 'n geskenk kom gee. Maar dan in die shape is daar die H, wat hy vir jou 'n baie spesifieke hart gegee het. Jy het passie, en daar sekere goed wat jou net laat tik, wat jou opgewonde maak. Die H is daai hart vir goeders, die opgewondenheid om goeders te doen, en dan is daar die A, wat gaan oor abilities. Die Here het vir jou vermoëns gegee, abilities om sekere goed te doen, en sekere goed te bereik en te verwesenlik, en jy die vermoë om dit te doen. Dan die P is jou persoonlikheid. Dat met jou persoonlikheid werk die Here deur jou lewe, soos wat jy is. Die Here het vir jou gemaak. Jy het persoonlikheid wat die Here wil gebruik, en die E is ervaring. Hoe dat die Here experience jou pad laat stuur, en ek weet, partykeer is dit baie positiewe ervaring wat jou pad langs gekom het, en soms is dit baie seer ervaring wat jou pad langs gekom het. En hier is die wonder van ons God, is dat jy al die ervaring in jou lewe kan gebruik, en dit in jou lewe as deel van jou vorming kan gebruik om sinvol te leef, om so te leef dat jy die teiken sal tref. Het is interessant as jy gaan kyk in die Grieks, wat die Grieks sê van wat sonde is, dan is dit dermatologie, die Grieks, en wat eenvoudig net beteken om die teiken te mis. En dis al wat die bose wil regkry in ons lewe, as ons net die teiken sal mis. Dis al wat hy wil doen. Hy wil net hê jy moet die teiken mis. So, luister, kan ek net vir jou sê, daar is 'n bose, en hierdie bose is duidelik bewus dat God het jou uniek in mekaar gesit, met gawes en passie en 'n hart en ervarings, en God kom en hy sê, ek gaan jou gebruik, ek het jou in mekaar gesit, en ek gaan jou gebruik soos jy is. Ek wil hê jy moet met sin en betekenis leef, en met wie ek jou gemaak het, wil ek hê, moet jy aan die einde van jou lewe kom en sê, hierdie lewe het ek regtig sinvol geleef, ek het dit met missie geleef, met ware missie wat tel, missie wat saak maak, of jy 'n dokter is, 'n veearts, 'n motorwerktuigkundige, of jy boer, of jy 'n besigheidsman is, of 'n vrou is, maak nie saak wat jy doen nie, op die einde van die dag is God se begeerte dat jy sal leef met missie, 'n missie wat saak maak, 'n missie wat die teiken tref. En hier is die ding wat die duiwel doen, is dat as hy net so bietjie jou fokus kan wegvat, hy gaan nie 180 grade goed kom verander in jou lewe nie, hy gaan net so verstellingkie maak, so bietjie by jou persoonlikheid, so bietjie verstellingkie kom maak, maar wat
en dan hier so by jou passie, so bietjie verstellingkie, sodat as hy net dit kan regkry, dat jy die teiken van jou lewe sal mis. Dit voel reg. Die missie waarmee jy leef voel reg, dit voel na die regte missie, maar iewers te maak jy 'n ontdekking, o wee, my missie wat ek gedink het ek leef, is nie 'n ware missie nie. Dit het so waar gelyk. Maar ek kyk terug en ek besef ek het my besig gehou met 'n skadu missie. Dit is nooit 'n ware missie nie. Hier het 'n skadu missie geword. In steede van dat ek doelgerig geleef het, het ek so opgeneem geraak deur alles wat ek doen en al jou gawes, talente, vermoë, passie en al daai goeders het ingespeel en jy het nie eens besef jy's besig om te skuif van waar jy moet wees van 'n ware missie na 'n skadu missie nie. As jy vandag asemhaal, as jy vandag hier sit, beteken dit God het jou gees in reserve gehou vir 'n tyd soos hierdie. God begeer dat jy moes nou geleef het. As jy nou hier is dit die tyd wat God sê, ek het 'n missie oor jou lewe. Ek het jou uniek aan mekaar gesit, met gawes, talente, vermoë, en ek wil jou gebruik, en ek wil hê jy moet sinvol leef, ek wil hê jy moet met betekenis leef, ek wil hê jy moet met ware missie leef. Ja, as ons met skadu missie leef, dan kom ons later agter, skadu missie is so vernietigend. Skadu missie steel ons vreugde, skadu missie steel ons lewenskwaliteit, skadu missie vat ons na 'n plek van oppervlakkige plesier toe, skadu missie vat my na 'n plek toe, waar ek nie ten volle ek is, soos wat God gedroom het ek moet wees nie. En ons gaan vandag na 'n storie kyk, is 'n incredible story. Dis 'n wonderlike storie, wat ons in die boek van Ester kry. Van missie en skadu missie en jy gaan die storie vreeslik baie geniet en ek besef ek gaan my bril moet aansit of uit die Bybel uit moet lees of iets moet doen want ek gaan nie daar agter kan sien nie. Nou daar's 4 karakters in die storie van Ester. Ek gaan try met my bril daar agter lees. Nou jy kan eers 'n bietjie daai skrifgedeelte vashou. Ek is nog nie heeltemal by hom nie. So hou hom eers net so 'n bietjie, laat hy maar net daar bly. Ons gaan nou by hom uitkom. 4 karakters in die storie van Ester. Ons weet daar's meer. Daar's 'n vastie ook nog, maar ons gaan nie oor haar vandag vreeslik praat nie. Ons gaan oor koning Ahasveros praat. Ons gaan oor Ester praat. Ons gaan oor Haman praat en ons gaan oor Mordegai praat. En ons gaan sien hoe dat God in hulle almal se lewe unieke passie, gawes, doel, kwaliteite, persoonlikheid, alles ingesit het, en ons gaan sien hoe dat hulle keuses gemaak het, en hulle keuses het hulle gevat na 'n plek van skadu missie toe, en ander se keuses het hulle gevat na ware missie toe. En ons gaan sien die gevolge van skadu missie en ware missie in hierdie 4 mense se lewe. So is jy reg. Kom ons begin met Ahasveros, koning Ahasveros. Hierdie was 'n verskriklike groot koning. Groot in die sin van sy heerskappy. 127 provinsies. Dis groot. 127. Kom gee jy idee. Dis vanaf Asië tot in Afrika tot in die noorde van Indië. Dit is hoe ver sy grondgebied gestrek het. Dis verskriklik. Hy's 'n ongelooflike groot koning gewees. Nou, die ding van hom is ek het gekyk wat het nou hier gebeur, want nou het my notas het verdwyn. Okay. Ja, ek het nie 'n keuse nie, ek gaan net die hart duidelik moet praat. Alright. Dis net waar ek onderstreep het, dis net die gehighlighte deel wat daar is, maar die woorde is weg. Alright, Ahasveros, groot koning. Nou, sy doel is om vir almal te wys hoe groot hy is. En die een ding wat ek vir jou moet sê is, Ahasveros, jy sien hom baie keer is hy onseker. Hy kan nie sy eie mind opmaak op goeders nie. Hy het dikwels ouens se inspraak nodig om te help om besluite te neem en die mense nou dink, jy weet, Ahasveros, so groot koning, sal verseker daarom weet wat om te doen en hoe om besluite te neem. En dan sien ons hoe dat Ahasveros ook, en jy kan dit nou maar vir hom gee, hy was 'n
party animal van formaat gewees. Nou as daar nou een ou is wat kon party, dan was dit hy. Jy lees op 'n stadium, hy het 'n partytjie gereël. Nou wat is die langste partytjie? Wie het al 'n naweek partytjie gedoen? Nee, dan is jy redelik moeg na 'n naweek. Het iemand al 'n week partytjie gedoen? Kom nou, ek wil weet by wie ek gaan kuier in die toekoms. Yes, een of twee. Daai week manne. Koning Ahasveros, 180 dae. Dis 6 maande van serieus party hou, wat hy 'n partytjie hou. Hy kon dit gedoen het. Hy het partytjie verstaan, daai oefening verstaan. En ons sien hoe dat die Bybel ons sê, ek moet nou mooi probeer my kop by mekaar bring op wat nou nie in hierdie notas is nie. En ons sien hoe dat hy 'n tweede keer 'n partytjie hou. Die keer nooi hy mense soos ek en jy. Nie net die koninklikes nie. Mense soos ek en jy, ons kan gaan en eintlik 'n goeie eienskap van die koning, want hy sê, luister, geef hulle wyn onbeperk uit die goue bekers van die paleis uit. Laat hulle voel hoe dit voel om soos konings wyn te drink. Nou is die partytjie lekker aan die gang en ons stel die storie op by vers 10. Ester 1 vers 10. Op die 7de dag, toe die koning baie vrolik was. Ek het ook nou die dag vrolike ouens daar by Loftus gesien. Toe die koning baie vrolik was van die wyn, het hy 7 paleisbeamptes geroep en dan gee hulle name en hulle bevel gegee om koningin Vasti met haar kroon op haar kop na hom toe te laat kom. Nou, iets interessant gebeur. Vasti, jy moet nou verstaan, sy besef hierdie partytjie is nou al 7 dae lank aan die gang. Hierdie koning het nou gedink, waarmee kan hy nou nog brek en spog? Hy het nou klaar die goue bekers gekry, die beste wyn gekry. Hulle verduidelik hoe groot sy koninkryk is. Hulle sy koets gewys waarmee hy rondry. Hulle beïndruk met alles wat hy kon. So waarmee kan ek hulle nou nog beïndruk? Kom ek beïndruk hulle met my vrou Vasti. En nou laat kry vir Vasti en hy het haar nou nie laat kry om 'n wiskundige probleem te kom oplos nie. Hy Vasti, kom wys jy mense hoe intelligent is jy? Los ons hierdie wiskundige probleempie op. Hy het ook haar nie gekry vir haar humorsin nie. Tel ons 'n grappie man. Nee, hy wou afshow met hoe sy lyk. Vasti trek haar kuite styf. Sy besluit na 7 dae van Shiraz, Kaapstad, Movedre. Ek dink nie so nie, nee dankie. Daar's nie 'n manier nie. En is buitengewoon, want jy sê nie vir die koning nie. Jy doen dit net nie, en Vasti besluit sy doen dit, en die koning verloor dit, hy word woedend. En is interessant as jy op iemand se knoppie gaan druk, wanneer dit kom by sy skademissie, gaan kyk 'n bietjie mooi, as jy iemand se skademissie konfronteer, is altyd reaksie. Daar's altyd reaksie as jy iemand se skademissie adresseer. Koning word woedend. Mense nou gedink het hy, toe hy nou na daai 7de dag so bietjie die Shiraz nou neersit. Dalk het hy nou besef, ek het my vrou dalk nou in 'n moeilike spot gesit hierso. Sorry man, ek het nou nie so bedoel nie. Ek het nou maar gedink net, jy weet. Want die Bybel sê sy was vreeslik mooi geweest om na te kyk en beautiful, En maar die koning, in steede dat hy tot sy sinne kom, verloor hy dit, want sy skademissie was bedreig. Nou gaan die koning, kan ek net die volgende een sien, ek wil net seker maak waar ek nou trek. Ja, dis wat hy nou wil doen, sodat hy vir al die mense en al die hoë amptenare kon wys hoe mooi sy is, want sy was 'n baie mooi vrou gewees. Sit my volgende een op, laat ek net seker maak. Koningin Vasti het geweier om te kom, soos die koning haar deur die paleisbeamptes beveel het. En nou, toe het die koning baie kwaad geword, dankie, en hy was woedend, en hy het raad gevra, okay, hier is ons nou.
En hier gaan die koning nou. En hy het raad gevra. Onthou nou, ek het net al gesê, hy kan nie sy eie mind oor goeders opmaak nie. Hierdie magtige koning. Nou gaan hy, sy vrou het nou haar gewip vir hom, gesê, gaan nie gebeur nie. Nou het hy raad gevra by die adviseurs, wat geweet het hoe en wanneer om op te tree, wat het was, want het was gebruiklik dat die koning die kennis van wet en reg sou raadpleeg. Kan jy nou dink? Nou, koning draai na sy prokureurs toe, hy sê, boys, wat nou? Probleempie? Vrou het haar gewip, sy het nie voor my verskyn nie. Hoe hanteer ons hierdie ene? En nou kom die koning, nou sy raadgewers, en hy sê, koning, ons het 'n plan. Ryk 'n bevel uit, dat koning ging vastie nooit weer voor jou mag verskyn nie. En ek dink nie dat dit koning ging vastie sy hart vreeslik gebreek nie, en die koning ryk 'n bevel uit, vastie mag nooit weer voor die koning verskyn nie. Maar hoor nou hoe hierdie prokureur se koppe werk. Nou, my seun is self 'n prokureur, maar luister net gou wat sê hulle. Hulle sê, as die bevel wat die koning uitvaardig bekend word, oor sy uitgestrekte koninkryk, 127 provinsies, nê, sal elke vrou haar man, belangrik of onbelangrik, met eerbied behandel. En ek sê, ja, so, asof dit gaan gebeur. Koning, wil weet wat die koning met vastig gedoen het. Een van die goed wat ons soms so vinnig leer uit koning Ahasveros se storie is, dat koning Ahasveros het hom nie omring met mense wat met hom 'n eerlike pad gestap het nie. Daar was niemand wat vir hom die vrymoedigheid gehad het om vir hom te sê, jy het eier op jou lip nie. Daar was niemand wat die vrymoedigheid gehad het om te sê, koning, jy's besig om in 'n skadumissie te lewe nie. Jy's nie besig met ware missie nie, jy's besig met skadumissie nie. Die koning het hom omring met mense wat applous gegee het vir sy skadumissie. Almal het geweet dat die koning se ego moet applous kry. Almal het geweet dat sy voorkoms, hoe hy homself voorgee, moet applous kry. Hulle het geweet die koning leef vir oppervlakkige plesier en dit moet applous kry. En niemand het dit gekonfronteer nie. En ek wil vir jou vanmôre vra, het jy iemand in jou lewe wat vir jou sal sê, as jy besig is met 'n skadumissie? As jy die teiken, die doel van jou lewe mis, het jy iemand in jou lewe, en is jy bereid om dit vir iemand anders te wees, om seker te maak ons tref die teiken? Nou gaan die storie verder, dankie, ek is nou terug op my notas, ek is nou weer by. Nou gaan die storie verder, hoe dat die koning het nou die bevel uitgereik, vastie mag nie meer voor hom verskyn nie, en nou moet hy 'n nuwe koningin kry. Nou draai hy na sy leiwagte toe, sy persoonlike leiwagte. Nou hierdie was jong, testosteroon gevulde jong manne, en hy vra vir hulle, luister boys, julle moet nou vir my verduidelik, hoe stel julle voor? Nou moet hulle hom help om die koningin te kry. Sê vir my, hoe dink julle moet ek 'n nuwe koningin kry? Hy sê, wel koning, ons dink, en wie julle 'n kans vat, wie julle raai, wat is hulle nommer 1 keuse? Hulle nommer 1 keuse is, koning, ons stel voor, ons het 127 provinsies, waarom hou ons nie 'n juffrou Mede in perse kompetisie nie, en net die mooiste meisies van oor al die provinsies, 127 provinsies, net die mooistes, kom hier na toe waar ons is, hou kompetisie hierso, en die koning, die een wat wen, is die koning se nuwe bruid. Esther is een van die deelnemers. Esther was grootgemaak deur haar neef, hy het 'n aangeneem Mordegai. Mordegai is 'n interessante ou, ons gaan nou 'n bietjie van Mordegai se storie ook lees, maar Esther is verskriklike mooi vrou, en sy wen hierdie kompetisie. En wat doen die koning? Wel, die koning gooi 'n partytjie. Eie tot die koning. So hier's nog 'n karakter in die storie, sy naam is Haman. Haman was 'n baie sterk leier, waarskynlik sterker as koning Ahasveros, sterk leier, tweede in bevel gewees, hoof van die leer gewees, maar Haman het ook 'n skadumissie gehad. Want Haman wou gehad het, mense moet weet hoe belangrik hy is. Sy gesag, sy titel, sy ampt wat hy gedra het, almal moet weet, ek is belangrik, ek dra hierdie gesag, ek het hierdie titel gekry, en dit is belangrik, soos ek by 'n plek instap, wil ek hê mense moet vir my eer, mense moet my erkenning gee, en mense moet voor my buig. Haman se skadumissie, die skadumissie van erkenning, en hoe belangrik erkenning vir hom was. En hy was so geafronteerd, want daar was hierdie een Jood gewees.
wat nooit voor hom wou buig nie, en hierdie Jood het hom teen die mure uitgedryf, en hierdie Jood se naam was Mordegai gewees, Ester se neef. Op 'n stadium was Haman so geafronteer deur Mordegai, dat hy na koning Ahasveros toe gaan, en hy sê vir koning Ahasveros, hier's hierdie een Jood, sy naam is Mordegai, ek wil van hom ontslaa raak, ek wil vir hom 'n les leer, koning, en die Bybel sê, en hy het die koning 'n groot som omkoopgeld aangebied, om vir Mordegai om die lewe te bring. Maar dit was nie net genoeg vir Mordegai alleen nie, hulle moet 'n les leer, hulle moet weet, dit is Mordegai en sy mense, ons gaan hulle ook doodmaak, sodat niemand ooit weer sal twyfel, as ek in 'n plek kom, sal daar respek en gesag en autoriteit wees nie, mense sal voor my buig en my erkenning gee. En die koning het op hierdie versoek amper iets dit gehanteer soos, ja, whatever, hy het selfs die geld teruggegee en gesê, hou maar die geld, is okay. Toe woord by Mordegai uitkom, dat Haman hom wil doodmaak, het Mordegai besef, daar is net een persoon wat nou kan help, want nou, tyd het nou al verloop, nee, Ester is nou koningin, en hy het besef, die enigste persoon wat nou kan help, is Ester. Ester is die enigste een wat die oor van die koning het. Nou sê vir Ester, sy moet inspraak gee in hierdie saak, want dit is nie net hy nie, dit is die Jode, wat se lewe in gevaar is, en Ester, jy gaan met die koning moet praat, en Ester sê, ek kan nie, jy verstaan nie die protokol nie, dis nie hoe dit werk nie, dit gaan nie net, dit gaan nie net so gebeur nie, sy sê, hier is hoe die protokol is, die koning moet na my vra, hy moet my opdrag gee om voor hom te verskyn, ek kan nie net voor hom verskyn nie, en as ek ongenooid voor hom verskyn, en hy hou nie sy scepter na my toe uit, as 'n teken van aanvaarding nie, kan hulle my straf met die dood. En behalwe vir dit, sê nou, hy hou sy scepter na my toe uit, sê nou, hy aanvaar my, hoe gelukkig gaan hy wees, as ek vir hom sê, dat die besluite wat hy gemaak het, saam met sy tweede in bevel, is eintlik 'n verkeerde besluit, gaan hy nie voel ek interfereer met wat hy doen, en hoe hy sy koningskap laat geld nie. Sy sê, en behalwe vir dit, is daar nog 'n derde snack, en dit is dat, vir 30 dae laas, het die koning na my gevra. En Ester onthou baie goed, wat met Vasti gebeur het, en Ester is van mening, dat die koning is glad nie meer so opgewonde oor my, soos wat hy oor my was nie. Van 30 dae laas, het die koning gevra dat ek voor hom verskyn. En dan kom Mordegai, met hierdie incredible woorde, in hoofstuk 4 vers 13, hy sê, moenie dink, net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy in die koning se paleis is nie, as jy nou swyg, en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met 'n oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Ester, jy het 'n missie. Ester, God het jou gees teruggehou in reserve vir tyd soos hierdie. Jy's gebore vir 'n tyd soos hierdie, en Ester, jy het 'n missie, en jou missie maak saak. Ester, moenie verdwaal raak waar jy nou is nie. Jou missie is nie nou om parfume bymekaar te maak, eksotiese parfume bymekaar te maak, om jou klerekas te vergroot, om jou skoenekas te vergroot nie. Jou missie is nie om die applous van mense om jou te kry, en die mees begeerlikste vrou in Mede en Perse te wees nie. Dis nie jou missie nie, Ester. Moenie laat dit waar jy nou is, jou omstandighede, jou verblind, en dat jy dink dit is jou missie nie, want dit is 'n skadu missie. Ester, God het 'n missie oor jou lewe, en jou missie maak saak. En kan ek net vandag vir jou sê, vir myself, as ek sê jou, sluit ek myself hierby in, jou missie maak saak. En ons kan so maklik deur mekaar raak, met waar ons is, waar ons beweeg, en ons self opgeneem kry in skadu missie, in plaas van ware missie vir ons lewe. Ek wil oor jou kyk, en vandag vir jou sê, jou missie maak saak. Jou lewe maak saak. As jy asemhaal vandag, het God 'n agenda met jou lewe. En ek weet nie hoe gereeld jy oor dit dink nie, maar God droom oor jou, God dink oor jou, God het 'n missie met jou, God het 'n plan met jou, hy wil jou gebruik, hy wil jy moet die teiken tref van jou lewe. En dan kom Ester en sy sê, goed,
Gee my 3 dae om te vas en te bid, en doen julle dieselfde, bid en vas julle ook. En kan ek net dit sê, hierdie is 'n wonderlike kwaliteit van Ester. Ester is 'n vrou wat ongelooflike kwaliteite gehad het. Sy was 'n strateeg gewees, 'n uitnemende strateeg. Sy kon onderhandel het. Sy het verbale skills gehad wat ongelooflik was. Sy was verskriklik mooi geweest. Sy het al hierdie goed gehad wat vir haar getel het. Sy was hoogs intelligent geweest. Sy het al hierdie goed wat vir haar getel het. Maar ons sien een ding en sy besef, as ek myself regtig wil besig hou met God se missie vir my lewe, gaan dit wie ek is en wat ek het, so mooi soos die Here my aan mekaar gesit het, en ek dank die Here voor, dis wonderlik, maar ek gaan iets nodig hê saam met dit, en dit is ek het geloof nodig. Geloof dat hoe die Here my aan mekaar gesit het, dat ek die teiken sal tref met my lewe. Ek het geloof nodig, en Doxodai, ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het jou uniek aan mekaar geweef, en wat die Here van my en jou vra is, dat ons in ons knie sal buig voor hom, en in 'n oomblik van vertroue in hom toe sal roep en sê, Here, in die jaar wat voor lê, gee my genoeg geloof, om dit te wees wat U wil hê ek moet wees, want miskien het jy nie genoeg resources, of genoeg tyd om dit te doen wat God wil hê jy moet doen nie, maar daarom het jy dalk waarskynlik baie geloof nodig om te doen wat hy wil hê jy moet doen. En dan gaan vassel en bid, en dan kom sy terug in vers 16. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom, en wat 'n hart. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. En is op die 3de dag wat Ester in die binnehof van die paleis staan, haar hartklop in haar bors. Sy besef lewe en dood lê vir haar in wag. Sy kan binne oomblikke tereggestel word of sy kan lewe. Sy wag vir die koning wat voorskynde sal kom binne enkele oomblikke in die binnehof, en dan kom die koning deur, en dan sien sy hier is die koning op pad, en dan in die volgende oomblik hou die koning sy scepter uit na Ester toe. O, Ester, my bruid, my koningin, wat wil jy hê? Al sal jy die helfte van al die koninkryke vra, sal ek dit vir jou gee, en Ester is slim genoeg om te weet, die koning is net in 'n goeie by, dis nie iets letterlik om so te verstaan nie. En sy sê, en hoor haar strategiese vermoë, sy sê, koning, ek gaan 'n partytjie hou. Koning kon in sy lewe nog nooit nee gesê vir 'n partytjie nie, gaan 'n partytjie hou. En koning en Haman moet na hierdie partytjie toe kom. Die koning is slim genoeg om te weet, dit gaan nie oor die partytjie nie, maar alhoewel hy redelik opgewonde is oor die gedagte van 'n partytjie, sê hy weer 'n keer vir haar, ja, maar kom, ek weet nou, gaan hy nou regtig oor dit nie. Sê vir my wat jy wil hê, sê vir my man. En dan antwoord sy hom so, as die koning my goedgesind is, en as die koning dit goed vind om aan my wens te voldoen, en my versoek toe te staan, kom dan môre saam met Haman, na die maal toe wat ek vir u sal berei, dan sal ek my wens aan die koning bekend maak. Haman is vreeslik excited oor hierdie uitnodiging, toe hy nou hoor, hy moet saam met die koning by die koningin eet, met kos wat sy vir hulle twee spesiaal voorberei, en dan laat Haman ook nou nie gras onder sy voete groei nie, hy vertel en lig almal ook sommer nou dadelik in oor hoe wonderlik, want onthou nou, Haman se skadumissie is, hoe belangrik hy is, en mense moet weet. Nou hier laat waai ou Haman, kom ons lees verder. Dankie. Dis nou Haman, wat by hulle gespog oor sy groot rykdom, en sy baie seuns, ken julle sulke mense, spog oor hul groot rykdom, en praat oor hul kinders die hele tyd. Oor die maniere waarop die koning hom vereer het, en oor hoe die koning hom bevorder het, bo al die ander hoë amptenare en onderdane van die koning. Ons gaan maar nog een verder. Verder het Haman gesê, en dit is nie al nie, die koning Ester het selfs niemand behalwe vir my saam met die koning genooi om die maaltyd wat sy voorberei het nie. Ek is ook vanmôre saam met die koning deur haar uitgenooi.
En nou, nou te al die goed wat vir hom gaan, nee, ek bedoel, alles werk vir hom. Dis incredible, eintlik. Nou kom hy net en hy sê, en tog bevredig dit alles my niks nie, solank ek daai Jood Mordegai in die poort van die tempel sien sit nie. Mordegai het hom die muur uitgedryf. I mean, it gives me no satisfaction, sê die Engels. En ek besef, jy weet, Rolling Stones het gesing, I can get no satisfaction, maar Haman het dit verseker geskryf, baie jare terug. Nou, moet ek jou sê, Haman het 'n oulike vroutjie. Dis nou 'n interessante karakter, sy vrou. Sy is altyd een chippie ver weg van 'n Happy Meal af. Sy is, sy sê liefie, ek dink, hierdie man moet weet, hy moet voor jou buig. Hy moet weet, waarom maak ons nie van hom 'n voorbeeld nie? Kom ons bou 'n 75 voet galg, dan hang ons hom, dat almal kan sien wat gebeur met iemand wat nie voor jou buig nie. Die probleem van Haman se skademissie is, dis die grootste skademissie in die dag en tyd wat ons aan leef, en dis die skademissie van meer. Meer. 'n Skademissie wat jy leef vir meer, as ek net meer kan kry, meer eer, meer geld, meer respek, meer plesier, meer erkenning, meer. As ek net meer kan kry, gaan ek eendag genoeg hê en dalk gelukkig wees. Meer. Nou, die galg word gebou. Haman gaan gou koning toe om net seker te maak die koning is nog alright met hierdie relingkie. Ons gaan nou vir Mordegai regstel. Nou kom hy by die koning uit. Ek weet nou nie hoe dit gewerk het nie. Haman dis in die aand gewees en ek weet nie of die koning vroeg gaan inklim het in die bed nie en nou is die koning in die bed en die koning kan nie slaap die aand nie. Nou is lekker nee, as jy 'n koning is, dan hoef jy jouself nie aan die slaap te lees nie. Jy kry iemand om vir jou te lees. So nou kry jy iemand. Nou moet jy hou vir hom aan die slaap lees. Nou sê hy, koning, wat 'n boek sal ek vir jou lees? Hy sê, man, kry vir my 'n boek, die joernale van die koning. So die koning sê vir die ou wat vir hom moet aan die slaap lees, kry vir my 'n boek wat gaan oor my. Dan lees jy maar in die slaap met 'n storie oor myself. Nou lees die ou uit die joernale van die koning uit. En hy lees van 'n tyd toe daar 'n man was met die naam Mordegai, wat die koning se lewe gered het. En die koning weet nie af van nie. Die koning sê vir my 'n bietjie, hierdie Mordegai, was hy ooit vereer vir wat hy gedoen het? Is daar eer aan hom bewys? En hy sê, hy kyk so deur die joernaal en sê, is nie aangeteken nie, dat daar enige eer aan hom bewys is nie. Op daardie oomblik, hier's Haman. Timing perfect. Haman, net die man wat ek soek. Haman, vertel my 'n bietjie, hoe bewys die koning eer aan 'n man wat eer toekom? En Haman se skademissie is die van meer, en hy dink dadelik, nog eer, wat die koning aan my wil bewys. Hierdie keer gaan Haman groot, nê. Hy sê, koning, is eenvoudig, laat hierdie man 'n koninklike kleed aangetrek word. Hy moet op 'n koninklike perd wat gedrapeer is in koninklike drag, moet hy gesit word. En 'n man met die hoogste, mees senior rang in die weermag, moet hierdie ou vat en hy moet hierdie strate loop en kliphard uitroep, so bewys die koning eer aan 'n man wat eer toekom. Hy moet deur elke straat loop en dit uitskree sodat almal dit kan hoor. Imagine daai oomblik dat die koning vir hom sê, Haman, great. Die man se naam is Mordegai. En jy het die hoogste rang. Jy vat hom deur die strate en jy roep uit, so bring die koning eer. Ek sien net hoe WhatsApp by sy vrou breek af. Van hier af is dit afdraande vir Haman. Ek bedoel, die koning ging hou die banket, aand, wat sy en Haman en koning, Ahasveros by mekaar is,
koning is verskriklik en skieurig. Hy sê, Ester, kom sê nou vir my. Ek wil weet, wat is dit man? Wat is dit wat jy vir my wil vra? So sê die koning, hy is eintlik 'n vreeslike netelige saak die, want daar's iemand wat my wil doodmaak vir my en my mense. En die koning verloor dit, hy is boos, hy is woedend, hy sê, wie durf so iets doen? En sy by so na Haman toe, is hy wat vir my en my mense wil doodmaak. Hierdie storie eindig waar Haman tereggestel word op dieselfde galg wat hy gebou het vir Mordegai. Mordegai word in Haman se plek aangestel. It's an incredible story, maar it's 'n storie wat vir ons wonderlike lesse leer. Dit leer ons beginsels, incredible beginsels. Dit leer ons hoe skadu-missie die vermoë het om te vernietig, veral ten minste die persoon wat hom leef, die skadu-missie self. Jy weet, as jy nou net dink aan die koning kon so wonderlike koning gewees het. Jy sien hom, hy het 'n wonderlike hart eintlik. Hy's gasvry, hy's 'n wonderlike koning. Hy laat mense soos ek en jy kom drink uit die paleis se goue bekers. Is 'n mooi hart. Gasvrye koning. Hy kon die land so goed regeer het. 127 provinsies. Sy naam kon aangeteken het wees in die joernale van die geskiedenis van die wêreld. Maar hierdie koning het gekies in plaas van om 'n goeie koning te wees, om te leef vir oppervlakkige plesier en erkenning. Sy skadu-missie het hom gevat na 'n plek toe van oppervlakkigheid, waar hy nie besluite kon neem nie. As jy dink aan Haman was so sterk leier. Hy was. Wie wat God het hom sterk gemaak? Dis die hartseer, dis wat ek nou mee begin het. God het vir hom alles gegee. Elke kwaliteit, sy shape. Die Here het hom aan mekaar gesit, soos wat hy my en jou aan mekaar kom sit het. God het hom aan mekaar kom sit, en die boosheid gekom en het net so stukkie kom draai. Net so stukkie kom wegvat. Kom ons sit die fokus net op ander goed. En in steede daarvan dat Haman geleef het om die teiken te tref, en die land goed te regeer, met gesag en eerbied, en mense het gesag en eer vir hom gehad, dit sou natuurlik gebeur het hierdie 'n obsessie by hom geword van erkenning en hoe belangrik hy is, en die erkenning van mense, en het daar skadu-missie ingeglip, greep gekry op Haman se lewe, en sy lewe vernietig en verwoes. Haman kon een van die beste leiers ooit gewees het. God het hom so gemaak, uniek aan mekaar gesit. Die storie van Mordegai sê vir my, ek en jy het 'n Mordegai in ons lewe nodig, wat vir ons sal sê wat ons ware missie is. En jy het 'n Mordegai nodig, en wees ook 'n Mordegai maar vir iemand. Wees eerlik genoeg. Ons moet mense lief genoeg hê om met hulle eerlik genoeg te wees. Liefde beteken dat ons baie eerlik met mekaar sal werk. Die storie van Ester sê vir my, jy's gebore vir 'n tyd soos die. God het jou gees in reserve gehou vir nou. As jy asemhaal nou, beteken dit God het 'n missie vir jou lewe. En hierdie is iets wat ek jou wil aanmoedig om ernstig oor te dink. Het sal 'n hartseer wees as jy aan die einde van jou lewe kom en jy besef ek het geleef. Ek het nie eintlik geleef staan, want ek het geleef met 'n skadu-missie en nie met 'n ware missie nie. Mag jy leef met 'n ware missie. Dit is nog nie te laat nie, al is jy nou ouer. En al het jou lewe met jou dalk 'n draai geloop, God gaan jou ervarings ook gebruik vir die pad wat voor lê.